Romeine 5 vers 18 tot 21 hoor ons dat een mens, die eerste Adam, sy een daad van sonde alle mense onder die oordeel van God gebring het. Maar nou het die tweede Adam, Jesus Christus, sy een daad van gehoorsaamheid vir almal tot vryspraak en lewe gelei. Soos baie deur die ongehoorsaamheid van een mens sondaars geword het, so sal die gehoorsaamheid van een mens, Jesus Christus, daartoe lei dat God ons van ons sonde kan vryspreek. Al het die sonde deur die wet meer geword, is die genade in Jesus oorvloedig vir almal, genoeg vir dit alles. En dan kry ons die rede waarom Christus deur sy daad van gehoorsaamheid vir ons vryspraak en 'n nuwe lewe gebring het. Dit is sodat die genade van God nou ons lewe moet regeer, waar ons sondige harte en natuur ons lewe beheer het en ons lewe op die ewige dood uitgeloop het, is daar nou vir ons 'n nuwe lewe. Die genade van God aan ons deur Jesus Christus moet nou in ons lewe regeer. Dit beteken dat ons elke dag in alles wat ons dink en doen, moet leef vanuit dit wat Jesus Christus vir ons gedoen het. Ons moet dus nie uit ons sondige natuur en sonde bly leef nie. Nee, ons moet nou leef soos mense wat die genade van God ontvang het en vry is om hom te dien. Wys dit wat jy elke dag dink en doen, dat Christus jou hele lewe nuut gemaak het en jy nou deur die Heilige Gees beheer word.